Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, versterk deur die Gees. Dat hy aan julle mag gee, na rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Efesiërs hoofstuk 3 vers 16. Jesus sê, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Markus hoofstuk 11 vers 24. Daar is voorwaarde aan hierdie belofte, dat ons bid volgens die wil van God. Maar dit is die wil van God om ons van sonde te reinig, om ons sy kinders te maak en ons in staat te stel om 'n heilige lewe te lei. Ons kan ons vir hierdie seëninge vra en glo dat ons dit ontvang en God dank dat ons dit ontvang het. Dit is ons voorreg om na Jesus te gaan en gereinig te word en om voor die wet te staan sonder skaamte of berou. Deur hierdie eenvoudige daad van geloof in God, het die Heilige Gees 'n nuwe lewe in jou hart verwek. Jy is soos 'n kind wat in die familie van God gebore is, en hy het jou lief soos hy sy seun liefhet. Nou dat jy jouself aan Jesus gegee het, moet jy nie terugdeins nie. Moenie jouself van hom af wegneem nie, maar sê dag na dag, ek behoort aan Christus, ek het myself aan hom gegee, en vra hom om jou sy Gees te gee en jou deur sy genade te bewaar. Soos dit is deur jouself aan God te gee en in hom te glo dat jy sy kind word, so moet jy in hom lewe. Die apostel sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Kolossense hoofstuk 2 vers 6. Sommige lyk asof hulle voel dat hulle op 'n proeftyd moet wees en aan die Here moet bewys dat hulle hervorm is voordat hulle sy seën kan eis. Maar hulle mag selfs nou die seën van God eis. Hulle moet sy genade, die Gees van Christus, hê om hulle swakhede te help, anders kan hulle nie die bose weerstaan nie. Die Gees verskaf die krag wat strewende, worstelende siele in elke noodgeval onderhou, te midde van die haat van die wêreld en die besef van hulle eie mislukkings en foute. In hartseer en ellende, wanneer die vooruitsigte donker en die toekoms verwarrend lyk en ons hulpeloos en alleen voel, dit is die tye wanneer die Heilige Gees in antwoord op die gebed van geloof vertroosting aan die hart bring.